Here, ons is hier om U te aanbid. Ons is hier want ons erken dat U is dieselfde, gister, vandag en vir ewig. Daarom plaas ons vanoggend opnuut ons vertroue in U. Ons buig voor U, ons aanbid U, want ons weet, Here, U is ons bron. U sorg vir ons. U sien die toekoms en daarom vertrou ons U. Wil U ons lei in daardie toekoms in? Ons vra, Here, vir U insig, Heilige Gees, wil U in ons woon en deur ons werk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Goed, vandag sluit ons reeks af relevant. En Rudolf het begin 'n paar weke terug in die begin van Februarie en hy het met ons gepraat of ons nog moet bid. Is dit nodig om te bid? As jy daardie preek gemis het, asseblief gaan kyk op ons YouTube kanaal. Dit was regtig 'n interessante perspektief op gebed wat Rudolf vir ons gegee het. Stefan het met ons gepraat oor of ons nog moet trou. Is trou nog relevant? En ek het Stefan se preek baie geniet, ek het hom op YouTube gaan kyk, en ek dink daardie hele konsep van die huwelik is nie daar om jou gelukkig te maak nie, die huwelik is daar om jou heilig te maak. Ek onthou die eerste jaar van my huwelik, my glad nie gelukkig gemaak nie. Groot aanpassings, né? Striwelinge. Maar dit het my heilig gemaak. Dit het my geleer wat dit beteken om my eie behoeftes op sy te sit vir iemand anders se behoeftes. So om te trou, die huwelik, verskriklik belangrik, dink ek, en relevant vir vandag. En Jan het verlede week met ons gepraat oor of ons nog so hard moet werk, en ons moet, maar ons moet ook leer om te rus. Ons moet leer wat die Sabbat is. Dis interessant, ons werk minder as wat ons 20, 30 jaar terug gewerk het. Maar ons brand vinniger uit, want ons rus nie. Vrydag by die GLS, John Maxwell in sy praatjie 'n baie oulike grappie gemaak. Hy sê, hierdie ou kom na hom toe en sê, hoorie, ek het uitgebrand. En hy sê, werklik? Uitgebrand? Jy? Vertel my meer. Hy sê nie, ek's moeg en ek weet nie wat alles nie. Hy sê, ek het altyd gedink, vir mense om uit te brand, moet hulle eers aan die brand wees. Baie van ons is nie eers aan die brand nie, want ons brand uit. Want jy spandeer ure agter 'n skerm en op jou foon en jou brein kry nie kans om, ons het verleer om te rus. En partykeer voel rekreasie vandag vir ons soos harde werk. Tot die films wat hulle vandag maak, die storielyn is so flou, sodat jy die movie kan volg terwyl jy besig is om na sosiale media te kyk. Ek en my vrou kyk programme op Netflix, en soos dis obvious. Maar ek weet hoekom maak hulle die goed obvious, want julle is op julle fone besig om TV te kyk. So ons het verleer om te rus, en is belangrik om weer te kyk daarna. Vandag gesels ek oor of ons nog moet droom. Nou voordat ek verder gaan met my preek, wil ek julle graag voorstel aan die hond in ons huis, en ons hond se naam is Rosebud. Sy is 'n wit Labrador, en as sy nie swem en waterballonne vreet nie, dan slaap sy. En sy's baie lief vir slaap, maak nie saak nie, jy kan tot op haar lê en slaap, ons dogtertjie Grace doen dit baie. Rosebud slaap permanent. En Rosebud is baie lief vir eet. Okay, hierdie is haar 4de verjaarsdag, soos julle kan sien, die 7de Februarie is haar verjaarsdag, en dis elke jaar 'n groot gedoente. Okay. En Rosebud het hierdie jaar 6 geword, so sy's nou oor daai stout fase, so sy oefen nie meer so baie nie, so sy begin nou lekker gewig optel, wat 'n probleem is. Nou wie van julle is lief vir julle honde? Wonderlike diere, né? Maar ons het sag geword. Ons het sag geword. Weet julle dat in die 1960s het hulle eksperimente met honde gedoen, wat redelik wreed was, maar om te leer hoe die mens se brein werk. Daar was 'n sielkundige met die naam van Martin Seligman,
En hy was 'n professor in sielkunde by die Universiteit van Pennsylvania. Hy staan bekend as die vader van positive psychology. En hy het hierdie eksperiment met honde gedoen, sodat ons hulle breine en dan ons breine beter kan verstaan. So hulle het 3 groepe honde gehad. Die eerste groep hond het hulle in 'n hokke toegemaak, en as hierdie honde te hard begin blaf, het die hek oopgegaan en dan het die honde vrygekom. Die tweede groep honde het hulle in 'n hok gesit met 'n staalplaat onder wat die honde geskok het. Okay. Soos ek sê, daai was nie 'n era vir sissies nie, né? Ek kan nie dink dat ek vir Rosebud moet skok vandag nie, maar in elk geval. Hulle skok toe die honde in hierdie hok. Maar in die hok sit hulle 'n knop teen die muur. En sodra die honde die knoppie druk, dan hou die skok op. So die honde het geleer dat, okay, hierdie is onaangename toestande, maar as ek hierdie knoppie druk, dan gebeur iets en dan hou hierdie onaangenaamheid op. Die derde groep honde is in dieselfde hok met die staalplaat waarmee hulle geskok word, maar as hulle die knoppie druk, gebeur niks en die skok hou net aan en aan en aan. Toe vat hulle hierdie 3 stelle honde en sit hulle weer in 'n hok, almal op hierdie staalplaat, maar hulle bou 'n lae hindernis in die middel van die hok, waaroor die honde kan spring, en aan die ander kant is daar geen elektriese skok wat toegedien word nie. So al die honde wat toe hier binne sit, word op dieselfde tyd geskok. Die honde wat net moes blaf en die hok gaan oop, het vinnig oorgespring en agtergekom, dis beter aan die kant, ons word nie hier geskok nie. Die tweede stel honde, na 'n paar minute, het ook oorgespring, en hulle het aan hierdie kant gekom en besef, dis beter hier. Die derde stel honde, wat nie uit die hok uit kom nie, en wat totaal en al die heeltyd blootgestel was aan hierdie geskokkery, het hulle lot aanvaar aan die kant, en net daar bly lê. Alhoewel hulle net moes oorspring, het hulle lot aanvaar. En Martin Seligman het opgekom met hierdie konsep wat hy noem learned helplessness. Aangeleerde hulpeloosheid. Hierdie honde van die derde hok het besef, ek het nie beheer oor my omstandighede nie. Ek het alles gedoen wat ek kon, ek het die knoppie gedruk, ek het rondgehardloop, maar éventueel het hulle aanvaar, hierdie is my lot. So daar het in die brein 'n paadjie ontstaan wat gesê het, jy het geen beheer oor jou omstandighede nie. En al sit jy daai hond in 'n hok waar hy beheer het oor sy omstandighede, doen hy niks daaromtrent nie. Nou wat Martin Seligman en sy navorsers besef het is, ons brein werk dieselfde. Ek en jy kom op 'n punt as gevolg van trauma, waaroor ons geen beheer gehad het nie. Dat ons half ons lot aanvaar, dat dit is hoe die lewe werk. En wat ons dan doen is, ons gee oor. Ons aanvaar ons omstandighede, en ons hoop maar net om vinnig genoeg by die dood uit te kom. Nou hulle sê daar's 3 goed wat met hierdie mense gebeur. Die eerste een is, jy raak passief in jou lewe as gevolg aan die trauma waaraan jy blootgestel is. So jy aanvaar, dit gaan nooit goed gaan met jou nie, jy het bad luck, slegte goed gaan altyd met jou gebeur, en jy glo in Murphy's Law. Dis moeilik vir jou om alternatiewe opsies te kry vir jou lewe. Dis moeilik om te aanvaar dat as ek goed verander, dat dit weer beter kan gaan met my, in my lewe. En die derde ding wat ons optel in mense met hierdie aangeleerde hulpeloosheid, is stres en depressie. En baie hoë vlakke van angstigheid. Nou ek wil jou vra, was jy al blootgestel aan goed in jou lewe, wat jy voel, ek weet nie of ek ooit hieroor gaan kom nie. Het jy al goed probeer regmaak in jou lewe, oor en oor en oor, en dit werk net nooit uit nie? Het jy mooi drome gehad, oor dit wat jy saam met God wil doen, maar dit werk net nooit uit nie?
En is jy op 'n plek waar jy aanvaar het, maar hierdie is my lot in die lewe? Ek gaan kerk toe kom en probeer om 'n goeie mens te wees, maar ek droom nie meer nie. Ek gaan nie doelwitte stel nie, ek gaan nie probeer nie, wil genoeg geld bymekaar skraap om dalk gemaklik te kan aftree, maar dit is dit. As jy so voel, dan sit jy met aangeleerde hulpeloosheid. Het jy ophou droom? So nou en dan gebeur iets met my, wat my bietjie van 'n klap gee, en dan gaan sit ek in hierdie gat, en dan dink ek, hoekom probeer ek nog? Hoekom probeer ek nog? Ek het 2 weke terug, het ek 'n leierskapseminar aangebied, saam met Brand Pretorius. En ons het so 85 mense gehad met wie ons gewerk het, en dit was 'n interessante ervaring, en ek gaan vir julle vertel hoekom, want ek het 'n storie by Brand Pretorius gehoor, wat ek nog nooit gehoor het nie. Hy was einde verlede jaar uitgenooi deur Cyril Ramaphosa. Toe Brand die CEO was van die Bidwest groep, toe was Cyril Ramaphosa die chairman van die board, en hulle het mekaar baie goed leer ken. En Cyril Ramaphosa nooi toe vir Brand Pretorius en sê, hoorie, ons ministers het 'n byeenkoms in 'n hotel, hierdie regering van nasionale eenheid. Ons kom by mekaar en ons sal graag wil hê, jy moet ons kom toespreek oor leierskap. En Cyril sê vir hom, Brand, die groot probleem is, ons ministers weet nie dat hulle ministers moet wees wat mense dien nie. En jy verstaan wat dienende leierskap is, kom vertel vir ons daarvan. En Brand sê hy het voorberei soos nog nooit in sy lewe nie. Hy is in sy laat 70's, is die eerste keer dat hy 'n geleentheid kry om ons regering toe te spreek. Ure en ure ingesit in sy aanbieding vir ons ministers. En sy aanbieding was 3:30 die middag, aan die einde van 'n dag vol beplanning. En toe hy in die vertrek kom, toe sien hy hoe al die ministers klaarmaak, en daar's toe 'n teebreek, en hy stel toe al sy goed op. En na die breek, minder as 20% van die ministers teruggekom. Brand was teleurgesteld, totaal en al moedeloos. Hy sê, en toe sy toespraak klaar is, en hy stap by die hotel uit, en hy sien die kroeg, sien hy, hier sit al die ministers en drink. Met ons belastinggeld. Eerder as om na hom te luister. Maar ek voel hoe kook my bloed, terwyl Brand hierdie storie vertel. En ek bely, ek is 'n herstellende rasis, soos meeste van ons. Maar die rassistiese denke wat ek in daardie oomblik gekry het, hoekom probeer ons nog? Hoekom? Ek was so kwaad. Het my 3 of 4 dae gevat, ek was totaal en al moedeloos. Ek het met Brand gepraat na die tyd, en hy het gesê, Herman, ons mag moedeloos wees, maar ons mag nie hoop verloor nie. Het jy al so gevoel? Sien, die Bybel moedig ons aan om te droom. Ons mag nie ophou droom nie. Dis 'n opdrag in die Bybel, kyk saam met my. Efesiërs 3 vers 20 sê dat ons moet droom met God se potensiaal. Dis asof Paulus daar sê, ons droom te klein. Ons droom te klein. God kan doen meer as wat ons dink of droom of bid. Ons kan nie ophou nie. Het is interessant, Dawid sê in Psalm 37, dat ons moet belyn met God in ons drome. As jy jou verlustig in God, dan gee hy vir jou die begeertes van jou hart. Begeertes wat jy nie eers weet is daar nie. Maar jy moet jou belyn met God. Die hele boek Nehemia is 'n boek wat droom. Hierdie ou wat droom om die mure te herstel van Jerusalem, maar wat ons sien wat Nehemia doen, wat baie van ons nie doen nie, is hy neem stappe van geloof. Hy's braaf. Hy waag sy lewe om hierdie goed deur te sien.
Paulus sê, ons moet droom met heilige ambisie. Ons moet droom oor alles wat ons vir God kan doen. Toe ek Vrydag hier was by die GLS, groot dankbaarheid in my hart, dat ons soveel mense van ons gemeenskap kan oprig met sulke kwaliteit leierskapsmateriaal. Organisasies waarin ons belê en om hulle leiers te verbeter. Ons moet lewe met 'n heilige ambisie, sodat ons God se koninkryk kan sien kom. Maar ons moet droom, want ons het die krag van die Heilige Gees binne in ons. Ek lees uit Handelinge 2 vers 16, en dis by die uitstorting van die Heilige Gees, en Petrus haal hier die profeet Joël aan, in Joël 2 vers 26. Ekskuus, 28. So sal dit wees in die laaste dae, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. En hou vas, luister wat sê hy hierso. Julle ou mense sal nuwe drome droom. Nuwe drome. Die Bybel is duidelik. Ons moet droom. En ek weet dit is moeilik. Laas jaar het ek deur 'n situasie gegaan. Ek is genader deur 'n internasionale organisasie om die werk wat hulle in Suid-Afrika doen oor te neem. Hulle vra dat ek hulle moet help. En een van my groot passies is leierskapsontwikkeling en ek stem in en ek gaan na my besigheid toe en ek praat met hulle oor hoe ek myself kan losmaak. Ek gaan terug, ek doen 'n voorlegging aan hierdie organisasie, hulle keer dit goed, hulle sê Herman gaan voort, ek stel addisionele konsultante in my besigheid aan, ten duurste om myself los te maak vir meer tyd in hierdie organisasie. En 'n paar weke voor die datum wat ons moet oorneem, roep hulle weer 'n raadsvergadering. En ek sit in die raadsvergadering en ek hoor hulle vir my sê, nee, ons het besluit, ons gaan 'n ander roete. En dit kos my letterlik honderde duisende rande, want nou het ek mense aangestel wat ek moet betaal. En my droom lê aan skerwe. Ek het al met van julle daaroor gepraat. En ek weet nie wat om te doen nie. So vanoggend wil ek 'n raamwerk deel oor wat ons kan doen om weer te begin droom. En ek wil gaan na Romeine 12. En ek wil net fokus op die eerste 3 verse. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Ek wil net daar stop eers. Het jy jouself al oorgegee aan God? Het jy jouself al uitgegiet voor hom, te sê, Here, nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Ek gaan ophou my planne te volg, ek wil oorgee. Ek het al hoeveel mense se lewens sien verander. Ek het al hoeveel keer gesien hoe mense nuwe drome begin droom, as hulle self werklik oorgee aan God. Na hierdie teleurstelling van my, was ek op my knieë kwaad, teleurgesteld. Ek het vir 'n paar weke gesukkel met hierdie aangeleerde hulpeloosheid. Die slagoffer gespeel, soos baie van ons doen, myself jammer gekry, gehoop my vrou sal my jammer kry, maar dit werk nooit. Maar ek moes oorgee, ek moes sê, Here, dan is dit seker nie U wil nie. En ek moes opstaan, en ek moes aangaan. Maar dit is 'n totale oorgee, wat moet gebeur in jou lewe. Ons kyk na vers 2.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Daardie woordjie denke, daardie woordjie vernuwe beteken transformasie. Dis 'n metakognisie. Meta beteken op 'n volgende vlak. Ek en jy begin anders na die wêreld kyk. Ons kry God se perspektief. Ons kry 'n koninkryksperspektief. Ons kry 'n ewigheidsperspektief. En dan sê Paulus, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So ek gee oor. En dan vra ek vir God om my te help om anders te dink. En meeste van die tyd is dit om minder aan jouself te dink en om meer aan ander te dink. Nou gelukkig in Filippense 4 wys Paulus vir ons hoe werk hierdie vernuwing van ons denke. Hy sê in vers 6 van Filippense 4, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Is dit nie interessant nie, né? Ons almal love hierdie teksgedeelte. Baie mense het al vir gesê, hierdie is my gunsteling teksgedeelte. Nou as jy doen wat Paulus sê in Romeine 12 vers 1 en jy gee jouself totaal en al oor aan God, dan kan jy na hom toe gaan met jou begeertes en jou gebede en jou smeking. Jy kan dit by hom los, want hy weet wat die beste is vir jou. Maar bitter min gaan ons oor na vers 8 toe. En vers 8 sê die volgende in Filippense 4. Hy sê verder, met ander woorde, moenie ophou by vers 7 nie. Vers 8, verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid met ons denke. Sien hierdie honde in die 3de hok, het net gefokus op dit wat hulle nie kan beheer nie. As ek en jy begin droom, dan moet ons fokus op dit wat ons kan beheer. Ons moet ons denke inrig. Kyk wat sê Paulus in 'n ander boek, 2 Korintiërs 10 vers 5. Hy sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Jy moet dink oor dit wat jy dink. Dis jou verantwoordelikheid. Ja, jy kan by God pleit. Ja, jy kan sy vrede hê, maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om aandag te gee oor wat hier aangaan. As ek bly fokus op ons regering en ek bly fokus op mense wat my indoen, gaan ek niks doen nie, want ek het geen beheer daaroor nie. Ek kan elke nou en dan gaan stem, but that's it. Ek het nie beheer oor daai ouens nie. Al drink hulle my belastinggeld, is niks wat ek kan doen nie. As ek ophou belasting betaal, beland ek in die tronk. So, Edward Kieswetter, die hoof van SARS was daar, hy het geluister na Brand, want hy is 'n uitstekende leier. Fokus daarop. Fokus op die ouens wat daar was. Elke nou en dan moet ek myself stop en sê, Herman, jy kan nie so dink nie. Neem daardie gedagte gevange, fokus op dit wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is. Dit wat ek hier Vrydag gesien het, van hoe ons belê in mense se lewens, hoe baie van haar organisasies vir ons dankie sê. Ek sien hoe ons medewerkers werk, vriendelik, gemanierd, met mense wat ongeskik is met hulle Vrydag. Dankie. Sielkundiges het opgekom met wat hulle praat van 'n spesifieke vorm van terapie. Hulle noem dit kognitiewe gedragsterapie.
En sielkundiges het gedink dis 'n deurbraak. Hulle sê, raak bewus van wat jy dink. Vervang jou negatiewe denke met positiewe denke. Martin Seligman noem dit learned optimism. Paulus het al 2000 jaar terug daarvan gepraat. Dis waar dit vandaan kom. Paulus was 'n meester. Hier, hy skryf hierdie goed in Filippense terwyl hy in die tronk sit. Want Paulus is nie hulpeloos in die goed wat hy nie kan beheer nie. Hy fokus op die goed wat hy kan beheer. Hy skryf briewe vir die kerke. Hy bemoedig hulle. Hier was Paulus 'n meester. En hy vra dieselfde van ons. Ek wil jou uitnooi om weer te droom. Droom om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Droom om jou huis, jou verhoudings 'n beter plek te maak. Droom om die werk waar jy elke dag is 'n beter plek te maak. Van julle wat hier sit, is baie suksesvol in julle drome. En daarom eindig ek met vers 3. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Van julle is natuurlik, fokus nie op die goed wat jy kan beheer nie, fokus op die goed wat jy kan beheer. En julle bou mooi, suksesvolle lewens en drome. En ons is dankbaar saam met julle, maar mag ek jou vra om nederig te bly? Introspeksie te doen. Mag ek jou vra om die sukses van jou drome te deel met ander? Die Bybel sê God gee vir jou, want hy hoop dit sal deur jou vloei na ander toe. God wil hê jy moet 'n rivier wees, nie 'n reservoir nie. Wat jy groter en groter bou nie. Maar jy laat dit deur vloei na ander. Ons het 'n bediening in ons gemeente. Die bediening se naam is Embrace. Ons het dit so 2 jaar terug begin. En die bediening gaan oor presies wat die naam sê. Ons wil jou omhels en ons wil hierdie pad saam met jou stap. Van julle het ongelukkig in omstandighede groot geword as 'n kind wat jy nooit kon beheer nie en jy sukkel met aangeleerde hulpeloosheid. Jy herhaal dieselfde foute oor en oor en oor in jou lewe en jy het iemand om naby jou te kom, langs jou te stap, jou te omhels en saam met jou te bid. Hierdie ouens van Embrace is nie terapeute nie. Maar hulle is mense wat vir 'n seisoen in jou lewe langs jou kom stap, sodat jy weer kan herstel en sodat jy weer kan leer om te droom. Ons is almal in hierdie bediening saam deur opleiding. Sielkundige het ons opgelei oor hoe ons dit doen. En as ons op 'n plek kom waar ons voel jy het addisionele hulp nodig, dan sal ons jou verwys na die regte mense toe, sodat jy die regte hulp kan kry. Lewe weer met geloof, dat God goed is en dat hy 'n droom het vir jou lewe. En dat hy daardie droom wil sien realiseer. Mag ons 'n gemeente wees wat nooit opgee op ons drome nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons so saam kan wees. Dankie vir Paulus, sy wysheid oor ons denke. Help ons om ons denke te rig, Here, op U, om die negatiewe goed gevange te neem. Help ons, Here, om weer te droom. As individue, vir ons gesinne, vir ons kinders. Mag ons wat oud is, nuwe drome droom. Ek wil vra, Here, dat U ons net sal help daarmee, dat ons sal droom met U krag, Heilige Gees, kom lewe deur ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Een versoek vanoggend. Asseblief as jy uitry,
draai links. Dis my grootste droom op hierdie stadium. Om nie oor die pad te ry en regs te draai nie, net vir ons almal se veiligheid. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus, die krag en die teenwoordigheid vir jou drome van die Heilige Gees is saam met jou. Amen.